Besighede bedryf sake in 'n komplekse omgewing wat kreatiewe denke en probleemoplossingsvaardighede van hulle vereis. Hulle moet verskeie alternatiewe oorweeg om komplekse besigheidsprobleme op te los. Besighede moet meganismes in plek stel wat hulle in staat sal stel om verskillende oplossings te oorweeg. Kreatiewe denke behels 'n nuwe oorspronklike benadering om besigheidsprobleme op te los. Roetine denke fokus op logiese, metodiese denkprosesse en verwys na die toepassing van ou denkpatrone op nuwe situasies, sowel as konstante normale denkpatrone vir spesifieke situasies. Aan die ander kant fokus kreatiewe denke op ongewone en afwykende wyses om innoverende idees te ondersoek, deur die gebruikmaking van verbeelding, insig, kuns en musiek om oplossings te kry vir unieke uitdagings. Daar word geglo dat konvensionele oplossings deur almal gevolg word. Hulle fokus op die toepaslikheid daarvan op 'n situasie en daar word normaalweg een oplossing gebied vir 'n uitdaging. Onkonvensionele oplossings is nie die standaard oplossing wat almal normaalweg glo en volg nie. Hulle is kreatief en uniek, vloei dikwels voort uit kreatiewe denke en skep dan ook verskeie oplossings vir die probleme. Besighede kan 'n omgewing skep wat kreatiewe denke stimuleer deur beplanning van gereelde werkswinkels waar dinkskram sessies gehou word om nuwe idees te skep. Seker te maak dat kommunikasiekanale oop is vir nuwe idees deur die plasing van voorstellehouers in die werkplek. Besighede kan ook werknemers oplei om kreatief te dink en probleme op te los deur middel van breinkaarte en die toepassing van laterale denke. Die voordele van kreatiewe denke sluit die volgende in: verhoogde deelname van werknemers wat verseker dat nuwe idees geskep word. Besighede is in staat om komplekse besigheidsprobleme op te los en dit verhoog die moraal van die werknemers. Probleemoplossing is 'n inklusiewe proses waar 'n groep mense moontlike oplossings genereer en dan strategieë identifiseer om die uitdaging op te los. Dit sluit in die verkryging van feite, identifisering van die probleem, omskrywing van die probleem, generering en evaluering van alternatiewe oplossings vir komplekse besigheidsprobleme. Daar kan gebruik gemaak word van verskeie probleemoplossingstegnieke, soos die Delphi-tegniek en die kragveldontleding. Besighede maak gebruik van die Delphi-tegniek wanneer hulle konsensus wil kry oor toekomstige neigings. Hulle ontwikkel dan vraelyste wat daarop gemik is om oplossings te kry vir die komplekse besigheidsprobleme. Die toepassing van die Delphi-tegniek sluit 'n paneel kundiges in wat moontlike oplossings moet voorstel vir die besigheid se probleem. Die paneel reageer deur hul eie opinies en beslissings te gee, waarna die besigheid 'n opsomming maak van die terugvoer en daaruit die beste oplossing kies. Kragveldontleding word gebruik vir besluitneming, veral wanneer veranderinge soos die struktuur en prosesse in die besigheid moet plaasvind. Die toepassing van die kragveldontleding sluit in die identifisering van die voordele en nadele van 'n besluit oor die verandering. Die dryfkragte en remkragte wat verandering sal ondersteun of teenstaan, word gelys. En dan word die belangrikste dryfkragte of voordele en remkragte of nadele bespreek. Die besigheid weeg dan die tellings wat gebaseer is op 'n numeriese skaal op en die krag met die hoogste telling bepaal dan of die verandering haalbaar is al dan nie. Dit is soms moeilik vir individue om kreatief of innoverend op hul eie te wees. Sommige van die voordele om saam met ander te werk om probleme op te los, sluit in meer idees word ontlok, wat dan help met die proses van probleemoplossing. 'n Groter toegang tot 'n breër basis van vaardighede, kennis en ervaring en 'n afname in die werkslading omdat die probleem gedeel word.